Hier, Matteus 28 vers 16 tot 20. En terwyl ek dit sommer so lees, wil ek vir julle vra, wat staan vir jou uit in hierdie teks? Wat tref vir jou? Watse vrae bring die teks as ware na vore? Waarmee is die Heilige Gees met jou besig? Terwyl ek die teks lees, nie terwyl ek die boodskap bring nie, terwyl ek die teks lees. Waarmee is die Heilige Gees in jou hart besig? Kom ons lees dit, dis 'n kort gedeelte, so dis vinnig verby. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek moes dit eintlik nou voor die tyd gesê het, voordat ek met die boodskap self begin, wil ek julle op 'n baie interessante ding wys. Wanneer Jesus met sy openbare bediening begin, en dit vind ons in Matteus hoofstuk 4, waar begin hy daardie openbare bediening? Hy begin dit by die see van Galilea. Waar eindig hy sy aardse bediening? By die see van Galilea. Matteus praat van hom as Immanuel, God by ons, wat ek gisteraand ook gesê het. En aan die heel einde, die laaste vers, kom sê Jesus, ek is by julle al die dae van julle lewe. Kyk net hoe mooi word hierdie hele verhaal in 'n neutedop saamgevat, omvat. Dit is amper soos hande wat dit vashou, nê, die hele ding. En natuurlik die berg ook. Hy het hulle beveel om na die berg toe te gaan. Waar preek Jesus die eerste keer? Op die berg, nê, hy gaan teen die heuweltjie op en dan sit die bergrede. So daar's baie sulke ooreenkomste tussen hierdie laaste paar verse en die hele evangelie van Matteus, wat vir my natuurlik ongelooflik is. Ons dink altyd dat die Bybelskrywer so 'n bietjie agter die klip was, maar as 'n ou baie mooi gaan kyk hoe hulle evangelies en hulle briewe geskryf het, kom jy agter, hulle was absoluut meesters gewees, en die Heilige Gees moes absoluut deur hierdie mense se lewens gewerk het. Net 'n paar interessanthede. Vriende, die groot vraag wat ek het in my hart vanaand is, waaraan word die sukses van die kerk gemeet? Waaraan meet ons? Wat is die maatstaf wat ons kom aanlê om te sê, hierdie gemeente is 'n suksesvolle gemeente en hierdie gemeente is 'n mislukking? Wat is daardie maatstawwe wat ons gebruik? En dit lyk vir my, daar's 'n paar goed wat ons vir mekaar moet uitwys as, en ek gaan by die negatiewe begin vanaand deur te sê, eintlik verkeerde maatstawwe is. Maar tog baie dikwels die maatstawwe is wat ons gebruik. Ongelukkig. Ek en Pieter praat net oor van dit sommer vinnig hier. Die sukses van 'n kerk of van 'n gemeente word nie gemeet aan hoeveel mense die Bybel goed ken van begin tot einde nie. Dit klink vreemd. Ons sou gesê het om die Bybel te ken is goed, maar die duiwel ken ook die Bybel.
So dit kan nie 'n maatstaf op sigself alleen wees nie. Dit is goed om die Bybel te ken, ek wil dit net tog ook sê. Tweedens, dit is ook nie 'n goeie maatstaf om te sê, ek het in my lewe al 100 of 200 of 300 preke gehoor nie. Preke bepaal nie hoe suksesvol die gemeente was, hoeveel preke daar gelewer is nie, hoe goed die prediker was nie, hoe goed sy bediening in die gemeente was nie. Dis nie die maatstaf nie. Dis ook nie 'n suksesvolle kerk wanneer die banke altyd tjok en blok vol sit nie. Want ons het mos 'n ding met getalle. Hoe leer die kerk is, hoe slegter dink ons gaan dit met die kerk. Maar partykeer hoe leer die kerk is, hoe beter gaan dit met die kerk. Klink snaaks, maar die Here sny baie keer die dooie hout uit. Ons lees dit ook in die woord van die Here. 'n kerk se sukses word ook nie gemeet aan die bankbalans nie. En ongelukkig is dit die tipe goed wat ons die heeltyd gebruik om die sukses van 'n kerk of 'n gemeente te bepaal. Ons kyk na die groot megakerke, byvoorbeeld Moreletta Park, en sê al, kyk net hoe suksesvol is hulle. Hulle het 7000 lidmate in die kerk. Is hulle suksesvol? Ek weet nie. Gemeet aan die getalle wat daar is, kan ek nie sê of hulle suksesvol is in terme van die woord van die Here nie. So kom ons gaan kyk. Hoe kan ons uiteindelik 'n maatstaf kom aanlê, sodat ons weet of ons daarom op 'n manier 'n suksesvolle kerk is. En nou moet ek ook onmiddellik sê, ek hou nie van die woord sukses nie. Ek hou van toegewyd. Ek hou van gehoorsaam. Sukses is 'n woord uit die wêreld uit die korporatiewe wêreld uit. En ongelukkig het ons daai beelde gevat en dit begin toepas op die kerk. Die sukses van 'n kerk, na my mening, word gemeet aan hoeveel Jesus se woorde in mense se huwelike, in hulle gesinne, in hulle werksplekke, in hulle geldsaake, in hulle vergifnis wat hulle aan ander skenk, in hulle liefde vir mekaar, maar ook vir hulle vyande, sou Matteus byvoeg, ek ook, sigbaar word uiteindelik. Hoe meer dit sigbaar word, hoe groter mate van sukses sou ons kon sê, het 'n gemeente of 'n geloofsgemeenskap. Ek wil julle 'n baie mooi ou storie vertel, en of ek het hom gehoor as waar. So as hy nie is nie, vergewe my, van 'n sendeling wat hier op is in die noorde van ons land, of selfs dalk nog verder, en hy het aangekom by 'n stam mense, en hy het begin om die evangelie te verkondig, hulle dit te lees en vir hulle te vertel, en die stamhoof het na hom toe gekom en gesê, stop, hier wil ons niks daarvan weet nie 'n woord daarvan weet nie. Nou, meeste ouens sou hulle sakkies gepak het en teruggegaan het waar hulle vandaan gekom het. Die sendeling het besluit hy bly net daar. En hy sal nie 'n woord oor die evangelie sê nie. Hy het 'n hut daar gehad, hy het daar gebly tussen hulle, hy het saam met hulle geleef, en toe sy oorlede en hulle het hom begrawe. En 'n paar jaar later het daar 'n nuwe sendeling daar aangekom, en hierdie sendeling het met groot entoesiasme vir hulle begin vertel van Jesus.
En die hoofman het die sendeling gestop en gesê, wag. Ons ken vir Jesus. En verbaas was hierdie sendeling daaroor om te hoor, hulle ken Jesus. En hy vra, maar wie het julle van Jesus geleer? En hulle sê, kom ons gaan wys jou. En hulle neem hom toe na die graf van daai eerste sendeling. En dit het uiteindelik daardie sendeling se bediening suksesvol gemaak. Hy het dit absoluut die woorde van Jesus so ernstig geleef, dat dit so sigbaar was, dat na sy dood, toe iemand anders van Jesus praat, hulle Jesus kon erken in daardie man wat dood is. In ons teks, vriende, is daar 4 belangrike werkwoorde. En daardie 4 werkwoorde is die volgende. Dit is gaan, maak, doop, leer. En ek gaan môre aand meer oor die doop praat, maar vanaand kom die ander so bietjie aan die woord met een wat veral klem kry. Ons het vir een of ander rede die eerste werkwoord wat gaan is, die hoofwerkwoord binne hierdie hele teksgedeelte gaan maak. Ons het gesê gaan na al die nasies van die wêreld en maak hulle my disippels. Gaan. En so het ons natuurlik 'n ryk geskiedenis van sendelinge wat die hele wêreld vol gegaan het. En die gaan per se is nie verkeerd nie. U moet my mooi hoor, is hier ook 'n opdrag dat ons sal gaan. Maar dis nie die hoofwerkwoord nie. Dis nie die werkwoord waaroor dit in hierdie hele teksgedeelte handel nie. In die Griekse teks, wanneer 'n mens hom 'n bietjie ontleed en uitmekaar uithaal, dan kom ons agter dat die hoofwerkwoord in hierdie hele gedeelte die woordjie maak is. Nou sê julle vir my vra, maar hoe op aarde moet 'n ou dit nou onderskei? Kom ek vertel net vir julle, net so 'n bietjie, hoe ons by daardie konklusie kom. Die woordjie maak in die Grieks is in 'n bevelsvorm geskryf. Terwyl al 3 die ander, die gaan, die doop en die leer, as 'n ondersteunende werkwoorde gebruik word vir hierdie hoofwerkwoord maak. Die ander is nie in bevelsvorme geskryf nie. Dis die interessante. Net hierdie een, naamlik maak. En die res ondersteun die woordjie maak. En die woordjie maak loop saam met disippels. Jy kan die 2 nie van mekaar skei nie. En dis die kern van vanaand se boodskap. Maak disippels. En kom ons sê net weer, ons het gisteraand oor die autoriteit van Jesus gepraat. Ons word gestuur om disippels te maak op grond van Jesus se autoriteit. Die autoriteit wat hy aan elke een van ons gee om dit te kan gaan doen. En dan is die klem, liewe vriende, wanneer ons praat oor hierdie maak disippels, nie op kerklidmaatskap nie. Om disippels te gaan maak beteken nie om meer lidmate vir jou kerk bymekaar te maak nie. En dit gaan nie oor getalle nie, soos ek reeds gesê het. Ek luister 'n baie interessante gesprek oor die megakerke in die FSA. Daar's navorsing gedoen om te sê,
vas te stel wat die impak van die megakerke was, wat so opgekom het en van hulle 10, 20, 30.000 lidmate gehad het. Kampusse, wie weet waar oral in die FSA, een gemeente. En hulle het agtergekom as hierdie kerke, hierdie megakerke gevorm word en hulle uiteindelik volwasse geraak het. En hulle tel daai lidmate daar en hulle vergelyk en hulle tel die lidmate wat agtergebly het in ander kerke. En hulle tel hierdie twee bymekaar. Dan is daar presies dieselfde hoeveelheid lidmate oor nog steeds as voor die megakerke begin het. So al wat die megakerke gedoen het is, hulle het lidmate uit ander gemeentes getrek na hulle gemeentes toe en die ander gemeentes kleiner gemaak. Hulle het net met getalle gespeel. Kerklidmaatskap was belangrik. Hulle het nie nuwe volgelinge van Jesus gemaak nie. Hulle het bloot met getalle gespeel. Nou kom ek onderstreep dit vanaand. Die doel van die kerk is om volgelinge te vorm wat onder die gesag van Jesus se autoriteit leef. Dis om mense te vorm wat Jesus volg en onder sy autoriteit, sy gesag elke dag leef. Sending is nie bloot die uitbreiding van die kerk nie. En dit klink na 'n vreemde ding. Ons dink, joh, daar is nou soveel mense bygevoeg tot die kerk. En dis alles goed en wel, dat daar wonderlik baie bekeerlinge is. Maar dit moenie by die bekering van 'n klomp mense ophou nie. Uiteindelik moet daar van daardie bekeerlinge, volgelinge van Christus gemaak word. Wat deelneem uiteindelik aan die werksaamhede van Christus. Nou kom ons vra net vir mekaar hierdie vraag. Wat maak van my of van jou dan 'n disipel? Wat maak 'n disipel anders as 'n kerklidmaat? Wat gereeld elke Sondag die erediens bywoon, arguments onthaalwe. Nou in die eerste eeu was 'n disipel gesien as 'n leerling, so 'n disipel is iemand wat 'n gesindheid het om voortdurend te wil leer. Daar kom nooit 'n punt waar jy ophou leerbaar is nie. In die eerste eeu was hulle volgelinge. Hulle het 'n rabbi gevolg, soos Jesus 12 ouens gehad het wat hom gevolg het en hom ook rabbi genoem het met tye. Die rabbi se lewe, hoe daai rabbi sy lewe ingerig het, wat daai rabbi geglo het en uitgeleef het in sy lewe, het die volgeling van daai rabbi probeer konsekwent nakom. En uiteindelik was die groot kwessie waaroor dit gegaan het in die eerste eeu identiteit. Jy moes mense kon sien dat jy 'n leerling, 'n volgeling van rabbi so en so was. Nou is dit vir my baie interessant. As Petrus vir Jesus verloon, gaan dit nie alleen oor die feit dat hy Jesus in die rug steek nie. Dit gaan ook daaroor dat Petrus as ware sy identiteit as 'n volgeling van Jesus ontken. Nee. Onthou nou, hy's 'n volgeling, 'n disipel van Jesus, en as die diensmeisie vir hom vra, dan sê hy nee, ek ken nie daai man nie. Ek's nie deel van hulle nie.
Daarmee het hy sy identiteit misken, uiteindelik. Dit is nie maar bloot dat hy Jesus in die rug gesteek het nie. Uiteindelik was dit om soos die meester self te word, soos die rabbi self te word. Nou, in die moderne samelewing, ons wêreld, dink ek is die belangrike hier om vir mekaar te sê, ons het nie meer rabbies hier op aarde nie. Dominees en pastore en priesters is nie rabbies met 'n bepaalde groep volgelinge wat hulle navolg en wie se identiteit hulle moet aanneem. Vandag is ons 'n gemeenskap en hierdie gemeenskap is disippels van die Here Jesus en moet dan die taak wat 'n disipel in daai tyd in die eerste eeu sou uitleef, vandag ook syne maak. Hy moet 'n voortdurende leerling bly, voortdurend leer by sy meester, by Jesus. Hy moet voortdurend 'n volgeling wees, in Jesus se voetspore loop, en sy lewe moet uiteindelik die identiteit aanneem van Jesus. Mense moet in sy lewe, soos daai sendeling waarvan ek vertel het, in jou en my kan sien dat Jesus hier is. Ons moet deursigtig raak, sodat Jesus gesien kan word in ons. Nou, wat is die taak uiteindelik van 'n disipel? Nou wil ek vir julle sê, dat die taak vloei voort vanuit die drie-eenheid van God, nê? In die teks word daar ook gesê, ons moet gaan doop in die naam van die drie-enige God. Nou, die drie-enige God leer ons uit die Johannes Evangelie is 'n God wat stuur. Gaan kon ons ook vertaal met stuur. Uiteindelik gaan dit oor, soos Johannes dit stel, soos die Vader my gestuur het. Jesus is aan die woord. Stuur ek julle ook. En nou kom Matteus hier ook en hy sê, gaan dan. Of ons sou kon sê, God stuur julle, die drie-enige God stuur julle na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Nou, uiteindelik gaan dit daaroor dat 'n disipel op die plek waar hy is, elke dag so leef, dat hy hierdie identiteit uitleef. Elke liewe plek waar 'n disipel van Jesus kom, is die sendingveld. Die hele kerk, die hele gemeente, elke lidmaat wat hier sit vanaand en in elke ander gemeente, is sendelinge, as ek dit so mag uitdruk. Omdat ons disippels is van Jesus, is ons gestuurdes, maar ons is gestuur om hier reeds al 'n verskil te maak. Jy word nie eers 'n disipel die oomblik as jy China toe gestuur word nie. Jy's dit reeds hier. Jou sendingplek is elke plek waar jy kom. En daar's 3 kritiese vrae wat 'n mens aan jouself moet vra. Die eerste is, hoe kan mense Jesus deur my leer ken? Hoe kan mense Jesus deur my leer ken? Watter aksies kan ek neem dat Jesus sigbaar word deur my lewe? Hoe weerspieël my lewe? Die tweede vraag sluit nou daarbey aan. Hoe weerspieël my lewe Jesus se karakter? Sy karakter van vergifnis, van liefde vir die vyand, van absolute genade betoon. Hoe kan ons daardie karakter uitleef? En kom ek noem 'n paar voorbeelde net oor hierdie 2 vrae. Die eerste ene veral.
Weet julle, is vir my ongelooflik om by 'n tilpunt te kom staan. En te sien as hy baie lank is, hoe ongeduldig mense raak. En as hulle voorkom, is hulle sommer kwaad vir die een wat agter die til is, wat stadig is. Maar jy al agtergekom, hoe ongelooflik dit is, as jy vriendelik met daai dame agter die til is. Haar miskien op haar naam noem wat baie keer hier is. Of as sy jou klaar gehelp het, vir haar sê, baie dankie. Of weet jy wat, as jy nie hier was vandag nie, en nie vandag hierdie belangrike taak van jou uitgevoer het nie, sou jy my nie kon help nie. Om daai persoon op te bou in plaas van af te breek. Dink net wat 'n impak dit op daai persoon se lewe kan hê. Of as jy vir daai persoon sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, Jesus is ook lief vir jou. Dankie dat jy my gehelp het vandag. Die derde vraag is, hoe bring ek hoop waar daar wanhoop is? Hoe bring ek hoop waar daar wanhoop is? En daar is so 'n ongelooflike magdom wanhoop om ons, vriende. En 'n mens vra nie dat ons by alles betrokke moet raak nie. Maar as elke een by een stukkie wanhoop betrokke raak en 'n klein bietjie hoop bring en 'n klein bietjie lig bring in 'n donker plek, dan gaan daar 'n baie donker plek redelik lig wees op die ou end. Die ander twee werkwoorde is doop en leer. Nou oor die doop wil ek net dit sê, want môre aand praat ek meer daaroor. Die doop gaan daaroor om te inkorporeer, om deel te maak van 'n familie. En môre aand sal ek meer sê. Dis 'n identiteitsmerker. Dis al wat ek daaroor wil sê. Die leergedeelte, dink ek, is baie belangrik ook. Jesus sê nie, leer hulle om alles wat ek gesê het te doen nie. Moenie hulle leer alles wat ek gesê het nie, maar leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En daai woordjie onderhou is anderste as sê. Sê beteken ek sê vir jou, as dit my kind is, maak jou kamer skoon. Maar onderhou het te doen met praktiseer, om 'n voorbeeld na te volg, om iets uit te leef wat ek gesien het iemand anders uitleef. Dis meer as net kopkennis. Gaan kyk 'n bietjie na die bergrede. Dis ongelooflik. Dit gaan oor vergifnis. Dit gaan oor liefde vir die vyand. Dit gaan oor versoening. Dit gaan oor al daardie goed wat ons gesien het Jesus gedoen het, uiteindelik deur sy hele bediening en sy sterwe aan die kruis. En hy sê, kom ons ook, wat disippels is, praktiseer dit. Kom ons onderhou dit, wat Jesus ons geleer het deur vir ons dit vooruit te leef. Disippelskap is karaktervorming. Vorm ons karakter, sodat ons ook die karakter van Jesus het. Ek het die tema daarso, disippels, nie bekeerlinge nie. Eintlik is die tema verkeerd geskryf. Daar moet eintlik staan, van bekeerlinge tot disippels. Dis eintlik wat daar moet staan. Want as ons net sou stop by bekeerlinge, 'n bekeerling is iemand wat uiteindelik vir jou vra, goed, jy vertel vir my ek moet in Jesus glo. Wat moet ek glo? Alles van Jesus. 'n Disipel vra, nie wat nie, maar hoe moet ek leef? Hoe moet ek leef? Die ryk jong man kom na Jesus toe en hy sê vir hom, Jesus,
Hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Dan sê Jesus vir hom wat hy moet doen, hoe hy moet leef. Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en deel dit aan die armes uit en kom dan terug en volg my. Jesus sê nie vir hom wat hy moet glo nie. Hy sê vir hom hoe hy moet leef uiteindelik. En hierdie hele ding van 'n disipel wees is 'n lewenslange proses en 'n lewenslange proses van leer. Maar ons leer dit deur die woord, maar ook belangrik in gemeenskap met mekaar. Weet julle, ek hoor wat mense sê, ek aanbid eerder alleen by die huis, ek kyk op die TV, al daai goedjies. Daar kan jy nie leer om 'n disipel van Jesus te wees nie. Dis hier waar ons inoefen om disipels van Jesus te wees. Want weet jy, hier is ook ouens wat partykeer jou so irriteer dat jy grensloos wil skree. Hier is ouens wat jou ook partykeer kwaad maak en wat jy moet vergewe en met wie jy weer moet versoen. Dink net, hier kan ons dit leer vir mekaar. Ons kan mekaar daarmee help, sodat ons dit daar in die wêreld waar dit nog moeiliker is om dit te doen, te gaan uitleef. Die Here Jesus wil 'n gemeente wees, waarop hy trots kan wees. En hoe lyk so 'n gemeente waarop die Here Jesus trots kan wees? Dis 'n gemeente wat nie net uit kerkgangers bestaan nie. Dis nie 'n gemeente wat net uit bekeerlinge bestaan wat vra wat moet ek glo nie. Dis 'n gemeente van volgelinge, van ouens wat die heeltyd vra hoe moet ek leef? Dis 'n gemeente wat gehoorsaam is aan die woord van die Here. Wat ander help om uiteindelik presies dieselfde te doen as wat Jesus gedoen het. Om presies dieselfde identiteit en karakter te vorm en te openbaar. Wat onder sy gesag, Jesus se gesag, uiteindelik hierdie karakter, hierdie identiteit gaan uitleef. Wie se lewe alleenlik aan Jesus Christus behoort. Waarom? Sodat die drie-enige God wat ons stuur, uiteindelik al die eer en lof kan kry. So ek wil die tema verander van bekeerlinge tot disipels. Want ons mag dalk hierso sit vanaand nog net as bekeerlinge. Maar kom ons help mekaar om uiteindelik ook volgelinge te word. En kom ons gaan wees die sendelinge in ons huise, waar ons werk, waar ons speel, waar ons ook al kom ons sien elke geleentheid as 'n geleentheid om die karakter van Jesus uit te leef. Amen. Here, baie dankie vir die geleentheid weer vanaand om oor hierdie saak van disipelskap te kon praat. En veral oor die kernwoord, maak disipels. Here, in 'n sekere sin het ons baie gemaklik geraak binne die Christelike geloofsgemeenskap. Ons kom gereeld Bybelstudies toe, ons kom gereeld bidure toe, ons gaan gereeld kerk toe, ons lees ons Bybels gereeld. Maar wanneer dit regtig by die dinge kom waarop dit belangrik is om 'n volgeling, om 'n karakter van Jesus uit te leef, faal ons dikwels, Here. Ons raak so gou kwaad in die verkeer, ongeduldig daar by die tolpunt.
Ons kan so maklik lelik praat van 'n ander. Ons kan so maklik iemand seermaak met ons woorde en dit maar net los en nooit om vergifnis vra of versoening nastreef of ook liefde vir ons vyande uitleef nie. Help vir ons om soos u identiteit, u karakter oral, elke dag, in alle omstandighede uit te leef, Here. En waar ons dit nie doen nie, vergewe ons daarvoor en help ons deur die geloofsgemeenskappe waarvan ons deel is, om daardie karakter te ontwikkel asseblief. Here, ek wil U ook dank vir die kos, die sop wat voorberei is, die hande wat dit gedoen het. En ek vra dat U ook die gebruik daarvan vanaand sal seën tot eer van U heilige naam. Amen.